vandag. Eintlik het ek met julle gepraat oor 2 geboortes van die mens, wat elke mens deelagtig is. En as jy nou kan terugonthou, God het 'n gedagte gehad oor jou aan die begin, dis waar die Bybel begin, in die begin, in die kop van God en sy gedagtes, het hy jou gevorm en toe skep hy, toe spreek hy 'n woord oor jou. En dis daai woord vir jou vandag in stand hou. God hoef nie weer in jou naam te roep, hy het jou naam geroep en daai woord hou jou in stand. So dis waar ons begin het, en God se gedagtes, ons is nog altyd by hom, hy ken ons. En as ons dit kan verstaan, dat God die Vader is van elke mens, dan begin mens totaal anders dink oor die mensdom. Jy weet, ons het altyd gedink, die godsdienstige prentjie van die mens is dat daar sekere mense is wat 'n goeie lewe leef, en sekere mense nie. Daar sekere mense wat glo, daar sekere mense nie. Sekere mense het op bekering gekom en ander mense nie. En dit is die godsdienstige konsep van die mens, maar dit is nie hoe God dink nie. So God is die papa van elke mens. Ons kon dit nie kies nie, ons kon hom nie aanneem nie. My kinders is my kinders. Alright, dis waar ons begin het. In die gedagte van God. Toe skep hy jou. En jy weet ons nou, hy is baie happy oor jou, nee? Hy dans oor jou, hy raak nie kwaad vir jou, al hy goed nie. Hy is baie tevrede met jou. Toe die engele kom aankondig dat Jesus gebore word in die herder, toe sê hulle in die mense 'n welbehaag. God het 'n welbehaag in die mens, nog altyd gehad. Die mens is welbehaaglik vir God, want hy het ons voortgebring, al sy kinders. My kinders kan maar stout wees, hulle bly welbehaaglik vir my, is my kinders. Ek sien maar van julle optrede oor hierdie kindertjies. Dit is fantasties om dit te sien. Hoe hulle julle kom groet en julle vasdruk en aangaan met hulle. Dit is fantasties mense, dit is liefde. Toe daar 'n dag aangebreek, wat God besluit het, jy word vlees. Hy het 'n area bepaal, 'n plek bepaal, ons het deur al die skrifte gegaan, waar hy besluit het, jy moet vlees word. Want hy wil homself deur jou uitdruk. Jy sien, God het sigbaar geword. God het sigbaar geword. God het deel van die mens geword, en jy het 'n manier waarin jy God kan uitdruk, wat net jy kan doen. Julle werk so met die kindertjies, ek sal dit nooit kan doen. Ek sal dit net nie reg kry nie. Ek kan nie op daai manier God wees vir die kinders nie. Ek kan op so 'n manier met mense so praat, groepe so af en toe. Op 'n ander manier druk ek hom weer uit. Maar dis 2 geboortes wat elke mens deelagtig geword het. Ons is aanvanklik geskep in God se gedagte, toe spreek hy jou, toe jy saam met hom, weet jy hoe lankie, en toe word jy vlees, toe word jy deur jou maag gebore in hierdie aarde in. En nou julle onthou die hele prentjie van die tempel, van die tabernakel, als maar net voorbeelde van wie ons is. Wie is die woonplek van God? Die kerk op die hoek, is dit waar God bly? In die tempel, nee, God bly in ons. Weet julle dan nie, sê Paulus, julle die tempel van die Heilige Gees is nie. God woon in die mens. As ons godsdienstige denke het, dan sukkel ons om dit te verstaan, want ons het 'n gedagte gehad, God is ver. God se naam is Immanuel, God met ons. So hy is 'n God wat by ons is. En godsdienstige leerstellings het van God verwyder van ons af. Dat hy daar ergens is en hy ons dop en ons moet net ons lewe reg leef, sodat ons deur hom aanvaar kan word. Maar dis nie wie God is nie. God het besluit om deel van die mense lewe te word. So ons het 'n ander lewe om te leef wanneer ons dit verstaan op hierdie aarde. Wat awesome is. So daai 2 geboortes het elke mens deelagtig geword. Nou gaan ek vir julle iets noem wat julle dalk bietjie gaan baffel. Maar daar's 'n 3de geboorte wat elke mens ook deelagtig geword. Kom ons kyk wat sê Petrus. Ek gaan so 'n paar skriffies vir julle lees vandag. 1 Petrus 1:13. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. En sê, dit is vir my goeie nuus. As my pa geseënd is ek ook geseënd. As ek 'n ryk fisiese pa het, dan deel ek in daai rykdom. God is geseënd. Sê Petrus, jy sê dit maak jou ook die geseënde. Jy kan nie verdien nie, jy is geseënd. Wat na sy groote barmhartigheid, hy is 'n barmhartige God. Hoor nou wat sê Petrus, hy sê ons die wedergeboorte geskenk het. Hy het aan elke mens wedergeboorte geskenk. Maar dis nie wat ek geleer is nie. Ek is geleer, ek moet weergebore word.
En dit was vir my 'n krisis in my lewe op 'n stadium, want ek het in die AGS opgegroei in 'n pastorie, soos 'n pastoorseun. En ek kon nooit 'n datum koppel aan toe ek Jesus aangeneem het nie, of toe ek weer gebore geword het nie. Ek kon nie, want ek het so groot geword, al het 'n verhouding gehad met die Here. En dan hoor ek die oomies en die tannie sê, maar hoe 30 jaar gelede op daai dag, toe ek my hart aan die Here gee, toe ek weer gebore, nuwe lewe ontvang. En ek kon dit nie in my eie lewe sê nie. Partykeer het ek gewonder, is ek ooit weer gebore? Jy weet, ek het gewonder daaroor. Maar hier Petrus is 'n stukkie goeie nuus vir ons. Hy sê, ons het almal 'n geskenk ontvang, wedergeboorte. Almal. Ek sê maar net wat in die Bybel staan. Tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus. Nou as jy hierdie skrif lekker gaan ontleed, dan beteken dit eintlik dat die opstanding van Jesus jou bewys is dat jy weergebore is. As jy nie weergebore in elke mens weergebore was en nuwe lewe ontvang het nie, dan kon Christus nie opstaan nie. Want dan het hulle halwe werk gedoen. So as gevolg van sy opstanding het ons weergeboorte ontvang. As ons kyk na Christus se opstanding wat ons nou gevier het, die dag terug, dan is dit jou bewys of is jou potensie en elke mens dat elke mens weergeboorte ontvang. Elke mens is weergebore. Dit beteken ons het almal nuwe lewe ontvang. Dis 'n new life. He gave us new life. Jy sien, as jy kan verstaan, en dit is 'n ding wat Paulus duidelik aan ons sê, kom ek lees van hy skrif hier. 2 Korintiërs 5:15 skryf Paulus, hy sê, omdat ons van oordeel is dat as een vir almal gesterf het, dis Jesus, hy het vir almal gesterf, hulle het dan almal gesterf het. Jy sien, as ons kan verstaan, ons was van die begin af in Christus, elke mens. Efesiërs 1:4 sê dit, ons was van die begin af voor die grondlegging van die aarde af in Christus. Dis toe ons nog geesmense was. Het God die Vader ons in Christus gesit. Ons as mense nog altyd geassosieer in Christus. So die oomblik toe Christus kruis toe gaan ons saam met hom, want ons is geassosieer in hom. Paulus sê hier, toe die een wat vir almal gesterf het, toe hy sterf, toe sterf almal. Maar ons wil ons lewe aflê en ons kruisoplewe in Jesus volg en ons wil minder van onsself, meer van hom, maar ons het reeds gesterf. Jy sien, as alles God's doing, dis wat hy aan ons gedoen het, vir ons gedoen het. Ons het nie 'n keuse daarin gehad nie. Ons het saam met Christus gesterf en toe staan ons op in 'n nuwe lewe saam met hom. En op baie oomblik toe gee hy vir elke mens nuwe lewe. Elke mens het weergeboorte ontvang. Dis goeie nuus. Dis baie goeie nuus vir die mens. Maar hoekom leef ons nog nie so nie? Want ons almal weet dit nie. Ek as 'n kind en ek sê bietjie ouer het ek 'n krisis gehad oor weergeboorte in my lewe, maar hy is dit. Weet want ek kyk na mense en dan doen hulle iets wat volgens jou nie reg is nie en dan sit jy 'n vraagteken agter daai persoon se wedergeboorte. Het hy ooit Jesus in sy hart genooi? Weet het hy weer tot weergeboorte gekom? Intussen is die goeie nuus dat God vir almal weergeboorte gegee het. Elke mens het nuwe lewe ontvang. Die mens gaan ten gronde en ons doen stupid goed. Hoekom? Want ons weet dit nie. Ons het godsdienstig groot geword. 'n Godsdienstige aanslag op persepsie, 'n denkpatroon. Sien God ver en hy wil God dien. En hy wil dit is hoe ek sê, dis werke wat ons doen om aanvaarbaar te wees voor God. So ons moet Jesus aanneem om gered te word. Dis nie ons het geken het nie. Intussen het hy ons reeds gered. Sonder dat ons 'n keuse gehad het. Ons is weergebore 2000 jaar terug. Wie is ouer as 2000? Niemand nie? Okay. Nou kom Jesus by Nicodemus. Hoor gou wat doen Jesus met Nicodemus? Wat sê hy vir hom? Nicodemus is 'n skrifgeleerde. Hy's 'n dominee, 'n pastoor van daai tyd. Hy kom in die aand na Jesus toe, want hy weet as die ander skrifgeleerdes nog sien het hy moeilikheid. Nou kom hy in die aand na Jesus toe en hy het vra in sy hart. En hoor wat sê Jesus vir hom? Ek gaan net 2 skrifte daar aanhaal. Jesus sê vir hom voorwaar, is Johannes 3:3. Hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan die koninkryk van God nie sien nie.
Okay, praat Jesus van weergeboorte. Sê, as jy nie weergebore word, dan sê Jesus weet iets van Nicodemus wat hy nie weet nie. Hy weet, hy was reeds gebore in die gees, Jesus weet, en hy is deur sy ma gebore in die aarde in die vlees. Nou die derde geboorte is, hy sal weergebore word. Hy sê, jy moet weergebore word, en Jesus weet, met sy opstanding, gaan Nicodemus weergebore wees. So die mense wat voor die kruis geleef het almal, en op daai oomblik, het almal tot weergeboorte gekom toe Jesus opstaan. Ons het reeds daai tyd tot weergeboorte gekom. So jy en ek, toe ons gebore word, was ons reeds weergebore. Toe ons gebore word, het God soos in die tabernakel met sy teenwoordigheid, toe die tabernakel klaar gebou is, te trek hy in, met sy teenwoordigheid, sy Shekinah glory, hy aanvoelbare, tasbare teenwoordigheid van God. Die Oude Testament het in die tempel inbeweeg, net so, jy is die tempel, toe jy gebore is, toe beweeg God in. Is hy in jou liggaam, deel van jou liggaam. Die volgende vers sê Jesus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie. Hoor nou wat sê Jesus hier, en ek dink hy weet nogal waaroor het gaan. Dan kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit vlees gebore is vlees, en wat uit gees gebore is gees. Hier praat Jesus van die eerste twee geboortes. 'n Vleesgeboorte, deur die water heen, jou ma, en 'n geesgeboorte, toe God jou uitgedink het. Jesus praat hier van twee geboortes vir elke mens, en dan gaan hy aan. En dan sê hy, moenie jou verwonder wat ek vir jou gesê, jy moet weergebore word nie. So Jesus praat hier van al drie die geboortes, wat elke mens deelagtig is, wat goeie nuus is. Hy het jou geskep, hy is jou pa. Jy het 'n regtige liefdevolle vader. As jy net die prentjie kan sien van 'n pa in jou huis, wat nooit kwaad in jou sien nie, wat aan jou net goed doen, wat jou net seën, wat net lief is vir jou, wat nie jou straf nie. Hy doen net goed aan jou. Dis wie God is vir ons. Hy's 'n liefdevolle vader. Wat sê hy hierso? Hy's barmhartig. Hy's barmhartig. Efesiërs 2:4 sê Paulus, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee ons lief gehad het, van die begin af, het God ons so lief, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is hulle gered. Genade beteken is onverdienstelik. Ons kon nie verdien om lewe te ontvang by God nie, hy het dit net eenvoudig gegee. Hy is 'n goeie pa. Hy het lewe aan ons geskenk, wedergeboorte geskenk, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus. Nou skielik sien julle weer, in die hemele. Jy sê, God sien die verskil tussen hemel en aarde nie. Jesus staan voor Nicodemus en hy sê vir hom, hallo, ek is in die hemel. So, in Godse persepsie het hemel en aarde by mekaar gekom. En ons kan 'n hemelse lewe leef op die aarde. 'n hemelse lewe kan ons hier leef. En dis wat Jesus gedoen het. Hoor wat sê die Engels daar? Even being dead in the trespasses, he did make us to live together with Christ. Dit is wat vir my so awesome is. Ons het die hemelse lewe wat ons kan leef op hierdie aarde, is 'n lewe saam met Christus. Nie 'n lewe vir Christus. Groot verskil. As jy vir God leef, dan wil jy gedurende goed doen om hom te please. Want hy moet jou aanvaar en hy moet jou seën. En jy wil eendag nie in die hemel wees. Wil eendag, jy wil nie hel toe gaan. Nee. Intussen is dit nie die lewe wat God vir ons gehad het nie. Ons het 'n lewe saam met Christus. So as mens dit kan begin snap, dan leef jy jou lewe saam met hom. Alles, oral waar jy gaan, alles wat jy doen, dan verstaan jy, hy is deel van jou denke, hy is deel van jou passie, hy is deel van jou emosie, hy is deel van jou liggaam, hy is deel van daar waar die murg en die been by mekaar kom, daar is hy. In jou niere, oral, hy is daar. En daarom hoef ons nie siek te wees nie, want God is in ons. Hy is deel van jou hele wese. Paulus sê, ons kan nie die gedagte van God ken. Hy sê, wie kan die gedagte van God ken, of die sin van die Here? Dan sê hy, maar ons het die sin van die Here. En hy stel 'n gedeelte sê dit, ons het sy gedagte. So nou leef ek 'n lewe van, ek weet, hy werk in my. En gedagtes wat my opkom, dit doen ek. Dit doen ek nie.
Ek leef 'n lewe saam met Christus. Ek is totaal aanvaar, al mors ek op, hy bly nie vir my, hy draai nie sy rug op my nie, hy verlos nie oor my nie, hy kan nie weggaan van my af nie, want hy is binne in jou ingeweef. Hy is deel van jou lewe, hy is entwined in jou. Die Bybel sê, die wat op die Here wag kry nuwe krag. Daai woord beteken, die wat in hom ingevleg is. Nie wag en nou moet iets gebeur nie, dis 'n godsdienstige denkpatroon. Kyk, ons wag op die Here, dan gaan dit reën. Dis 'n godsdienstige denkpatroon dan. Hy sê, die wat ingevleg is in God in, hulle het nuwe krag. Wat beteken dit? Ons moet anders begin dink. Dis wat bekering beteken. Dink anders oor wie jy is. Dink anders oor wie God is en oor wie die kindertjies is met wie hulle werk. Hulle is almal ingevleg in God in. So wat jy aan hulle doen jy aan God. Wat ek aan jou doen ek aan God. Dis die realiteit van wie ons as mens is op hierdie aarde. Vader, ons eer U, dat U 'n goeie Vader is, dat U barmhartig is oor ons as mens. En dankie dat U vir ons net eenvoudige gawes en geskenke gegee het. Dankie dat ons nie hoef te werk daarvoor nie. U het net eenvoudig gekom en vir ons lewe gebring, lewe gegee. Dankie dat dit U plan was, dat ons die ou lewe afsterf en in 'n nuwe lewe kon opstaan saam met U. En dankie dat ons 'n wete kan hê vandag, die lewe wat ons vandag leef ons nie vir U nie. Ons leef hierdie lewe saam met U. Elke besluit wat ons neem, met elke kind wat ons mee deel, is dit 'n lewe saam met U. Dankie dat U ons help, dat ons perspektief verander rondom wie U is en wie ons is. En Here, ons ontvang vandag net eenvoudig U liefde. Dit waarmee U ons omarm het, U barmhartigheid. En hierdie nuwe lewe wat U vir ons gegee het, ons maak dit ons eie. En ons leef hierdie lewe saam met U, sodat ons regtig waar U voet in die hande kan wees op hierdie aarde en vir die kinders net 'n totale blessing kan wees. Alles in Jesus naam.